susters, baie welkom by oggendontmoeting met ons Hemelse Vader. Soos elke Sondag verklaar ons ook vanoggend ons hier en ons bestaan ook om God te eer. Die gawe is vandag in Geraldton, en ons bid ook dat die Here net soos die bediening hierso ook daar so sal seën en die boodskap ook daar sal bring. Baie welkom ook elkeen van julle later vandag aanlyn by ons gaan aansluit. Ons hoop ook dat julle deur ons opname ook die Here se teenwoordigheid in julle lewe sal beleef. Soos ek laaste keer gesê het, November maand begin dinge nou rustig raak en jy sien alles en almal begin nou afsluit. Ons begin nou ook bietjie uit na Kersfees en ook die eenvoud van Christus se geboorte en nou ook na die wêreld toe gekom het en dit ook waarna ons as kerk moet streef. Julle moet 'n bietjie die inligtingstafel dop oor die volgende paar weke. Die Kersuitgawe van die Challenge koerantjie sal ook binnekort hierso wees, dat julle dit ook vat en ook so die Here se woord ook versprei, ook hier in oor die Kerstyd. In die nuusbrief is van die ander aktiwiteite, meeste van hulle begin afsluit. Ek dink daar's nog 2 sondae oor vir die kategese en ek weet die senior Bybelstudie het ook hulle afsluiting al beplan. Vandag is ook die biddag vir die vervolgde kerk by ons in die GEK. Ons dank die Here vir die vryheid en die vrede waarmee ons ook elke dag die Here kan dien en dat ons ook in ons moedertaal elke Sondag hier by mekaar kan kom en hom ook kan aanbid. Maar so moet ons ook bid vir die kerk reg oor die wêreld wat vervolg word. Daar's soveel mense wat vandag in vrees en in die geheim by mekaar moet kom om die Here te dien, ook hulle lewens opoffer, ook vir hulle geloof. Dat is ook vandag ook spesiaal en aan hulle sal dink. Dan sit ons ook baie dankbaar, ons sit aan die Sari Steenkampus weer by die huis, dat dit ook met daar heel wat beter gaan. Ons bly bid vir haar en ook vir Tannie Lis en Jan Neveling en Chris Jacobs daar van Geraldton. En dan ook in die tyd nou kom, julle sal seker nou ook al begin sien dat baie van die organisasies reg oor die wêreld, soos die Skoenboks projek, Street Chaplain, Salvation Army, hulle doen allemaal spesiale werk ook in die volgende tyd ook vir mense wat alleen is, eensaam is ook oor hierdie Kerstyd en baie van hulle wat ook moedeloos word ook in hierdie tyd. Kom ons bid vir elkeen van hierdie organisasies, dat die Here ook hulle sal gebruik om ook sy woord en sy teenwoordigheid ook vir die mense hier in die wêreld sal bekend maak. Dankie Domie Pieter. Sê dankie Jan. Goeiemôre. Dit is nou daarom amper Kersfees soos Jan sê en ek weet dit is 'n tyd van groot opgewondenheid en ek wil regtig so 'n soort van 'n oproep doen om vir julle te sê julle moet regtig hierdie Kerstyd geniet, hoor. Dit kom maar net een keer elke jaar, maar dis tog 'n tyd wat 'n mens soort van die Engelse te woord reset. Nou dit loop deur na die nuwe jaar toe, maar die nuwe jaar self bring nie vir ons daai groot reset nie. Dis interessant dat in ons hele gemoed, en ek weet nie waarmee dit presies alles te doen het nie, is 'n Kerstyd die tyd wat ons reset vir die volgende jaar. So julle het nou hierdie periode binne gegaan, en daarom wil ek julle vra, geniet dit. Regtig doen wat vir julle lekker is. Sorg dat julle met ander woorde so 'n bietjie asemhaal, terugdink en dink oor die lewe, dink oor die mooi van jou lewe. Ek wil ook vir die kinders wat nou, die skole gaan nou een van die dae sluit, so julle gaan nou 'n lekker vakansie hê, en so almal het 'n tyd wat hulle kan geniet, en ons sien uit daarna. En ek wil regtig ook vertrou vanoggend, julle moet weet dat, dis nie dat ek beplan nie regtig die boodskappe nie, dit kom in my hart op, en ek bring dit vir julle, en daarom moet julle ook kom met die verwagting van, Here, regtig, wat wil u vir my sê? En die vraag sou wees, waarom sê die Here vandag vir jou, wat ek vandag met jou gaan deel? Dit moet iets persoonlik wees, hoor, want hierdie gaan vanoggend oor jou verhouding met die Here self. Ons praat baie keer oor die kerk en hoe ons teenoor mekaar moet optree as kinders van die Here, hoe ons moet glo en hoe ons uiteindelik in die wêreld moet optree, maar die Here het op my hart gelê om vandag met jou te praat oor wie hy is en wie hy vir jou is. So terwyl ons so sit, wil ek hê ons moet begin, en julle sal sien ook al die liedere wat ek gekies het, is liedere wat fokus op wie die Here is. En daar seker nie 'n mooier gebed as die Onse Vader wat Jesus vir ons geleer het nie. Maar ek het hierdie lied gekry wat, julle hoef net te luister daarna. Luister na hierdie Onse Vader. Dis 'n bietjie van 'n ander verwerking. Luister na die woorde, want die woorde is van toepassing op wat die Here vandag vir jou wil sê.
Vader daarbo in die hemel. U naam is groot en heilig. Laat je wil ook hier geskied, soos dit in die hemel is. Hou ons vas, Heer, hou ons vas. Gee ons krag vir elke dag. Hy is liefde, hy is lig. Hy bly altyd by ons. Gee ons brood wat ons vandag nodig het, en vergeef ons elke skuld, soos ons ook ander moet vergewe, wat verkeerd teenoor ons doen. Hou ons vas, Heer, hou ons vas. Gee ons krag vir elke dag. U is liefde, u is lig. U bly altyd by ons. Lei ons weg van versukking, red ons uit die bose se hand. Aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. Hou ons vas, Heer, hou ons vas. Gee ons krag vir elke dag. U is liefde, U is lig. U bly altyd by ons. Kom ons bid saam. Here, ons is die gemeente. In U is ons almal een. En gedring deur U liefde het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir U saam te aanbid, getrou vir mekaar om te gee en om in eenvoud vir U te lewe. Here, verheerlik U self in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by en saam beywer ons vir U koninkryk. Amen. Geliefdes, julle moet weet, julle moet dit beleef en ervaar dat die Here vir julle lief het, dat sy genade en sy vrede vir julle is. Kom ons staan en sing ons hierdie 2 lofliedere saam. Koning Jesus, ons bring hulp aan U.
die Vader verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Tog sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. As jy kan maar sit. Hierdie laaste versie, hy kom uit genade om ons sondes te versoen, sodat ons vrymoedig hom ons Vader kan noem. Die Here is groot en die Here is goed. En almal van ons wat hier so is, glo in hom. En ek het nou al agtergekom, as daar iets is wat vir baie van ons belangrik is, veral by die mense wat van kleins af in die kerk groot geword het, dan is dit dat daar gereeld ook natuurlik die wet en die geloofbelydenis gelees sal word. En daarom, omdat dit nou juis vandag oor die Here self gaan en ons geloof in hom, wil ek graag hê, julle moet hardop saam met my die geloofbelydenis bely. En direk daarna, ek gaan niks sê nie, gaan ons 'n lied sing. En daardie lied spreek van wie die Here vir ons is. Ek wil hê julle sal self hoor wat die lied is. Maar kom ons bely eers saam hardop die volgende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
daar. Kom ons stop hom daar. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat ons vandag, vanoggend, die voorreg het om saam hier voor U stil te word, by U stil te word. Om ons gedagtes en ons hart vir hierdie paar oomblikke te rig op U. En Here, ek bid dat almal van ons, klein en groot, ook die kinders wat hier is, elke kind wat U liefhet, vanoggend dit sal reg kry, om in hulle harte U te hoor en te verstaan, te weet dat U is wie U is. Here, U is heilig, maar ook ons Vader. In Jesus Christus het ons vir U leer ken, en is U aan ons geopenbaar as die God van liefde, God van genade, 'n God wat ons altyd en vir ewig wil vashou. O Here, wil U nie self alles wat so skeef in ons lewe en ons denke oor U is, kom wegvat? Wil U nie vir ons laat hoor, laat sien, wat ons eie verhouding met U behels nie? Help vir ons, Here, om nie vir onsself te jok nie. Help vir ons om eerlik met onsself te wees, wat ons verhouding met U is. En ek weet dat U dit in die liefde wat U vir ons het, vir ons almal wil duidelik maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, hierdie gedeelte is 'n baie bekende Psalm, Psalm 42, en ek het nou al baie keer vir julle gesê dat daar's 'n lied wat ons al baie keer in die begin van 'n erediens sing, soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. En dis 'n Psalm wat ons baie goed ken, ons ken hom veral baie goed, dalk in die 33 vertaling, in die 83 vertaling, maar ek gaan hom vandag vir julle lees uit die boodskap uit, en die rede daarvoor is dat selfs ook die jong mense en die kinders wil ek hê moet verstaan wat vandag se boodskap is. Dit gaan oor die Here self. En daar's iets in hierdie boodskap wat uiteindelik, ek dink, ek self nog nie verstaan het nie, tot nou letterlik so 3 dae terug. En dit is uiteindelik die essensie van wat die Here vandag vir ons wil sê. Nou, ek wil begin deur vir julle 'n prentjie te wys. En die prentjie, weet ek, is Fransien soek gewoonlik ook vir ons die prentjies wat op die nuusbrief kom. En dit is die een wat sy gekies het en wat ek regtig mee wil begin. Want 'n prentjie spreek tot ons almal, en dit is belangrik dat ons die konteks verstaan. 'n wildernis, droë konteks, met 'n bokkie wat voortstruikel, en 'n bokkie wat smag na water. Dit is 'n situasie wat spreek van absolute hopeloosheid. Dit is eintlik 'n situasie wat spreek van dat die enigste wat voor lê is die dood. Daar is geen hoop in 'n wildernis situasie nie, soos hierdie nie. Dit is wat die psalmskrywer vir ons skryf, maar ek gaan nou vir julle, as jy nou hierdie prentjie het, want dit is baie belangrik, hierdie prentjie is die spieël van jou en my siel. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom dit so is. Want jy lees die Psalm verkeerd en in sy bedoeling verkeerd as jy hierdie Psalm bloot lees as, dis 'n bokkie wat smag na water en uiteindelik verlang hy daarna en mag dit so wees dat hy uiteindelik water gaan kry, want hy kry nie water nie. Maar dit is nie dit nie. Nou, hoekom ek dit vir julle sê, dat in die eerste vers van die Psalm, en dis hoekom ek gaan die Psalm nie vir julle lees nie. Ek wil hê julle moet saam met my ontdek waaroor hierdie Psalm gaan. In die heel eerste versie word daar vir ons gesê, dit is geskryf vir die musiekleier, en dit is 'n gedig van die Korag
sanggroep. Die Korag sanggroep. Nou, die 83 vertaling sê die Koragiete. Maar ek wil net hê julle moet weet wat letterlik daar staan. Nou, so ek sê, ek lees nou vir julle die boodskap se vertaling, maar letterlik staan daar vir die koorleier, en die woord wat gebruik word is 'n maskiel. 'n Maskiel, en dit is geskrywe van die seuns van Korag. Nou daar's baie wat ek oor die seuns van Korag kan sê, maar terwille van die tyd wil ek nie daarop fokus nie. Hulle het in elk geval in die tempel diens gedoen en vir die Here gewerk, en 'n mens lei af dat hulle vanuit hulle geskiedenis, wat ek nie nou oor gaan sê nie, het hulle die Here regtig lief gehad. En dit is geskryf nou met die oog op die feit dat dit nou aan die volk Israel voorgehou moet word as 'n lied. Dit is die bedoeling van hierdie psalm. En ek het net skielik besef van my eie lewe, weet julle, daar is nie 'n lied in my persoonlike lewe wat ek meer gesing het as soos 'n wildsbok smag na waterstrome nie. En ek het dit hardop gesing in my lewe al, op baie kere, baie plekke, en veral in tye wat ek gewonder het oor God, want dit gaan oor hom nou. Maar julle moet verstaan dat hierdie maskiel is nie 'n gewone psalm nie, hoor. Nie alle psalms is maskiel psalms nie. 'n Maskiel psalm, die Hebreëse woord kan vertaal word om insig te gee, om jou te laat verstaan en om vir jou wys te maak. Met ander woorde, iets moet nou aan jou geopenbaar word deur die maskiel. En daarom wil ek nou sê, hierdie psalm, en ek het dit nooit besef nie, is 'n spieël. Dis 'n spieël wat ontbloot, wat is jou verhouding met God? En as jy my nie glo nie, gaan net jou deur dit vat en jy gaan dit self sien. Dis 'n lied wat jy sing, wat ontbloot, nie net aan jouself nie, maar teenoor ander mense, wie die Here vir jou is. Die volgende vers sê soos 'n bokkie in die woestyn wat dors is vir water, so het ek 'n vurige verlange om by u te wees, God. Net soos 'n bokkie sonder water doodgaan, gaan ek dood as ek nie by u is nie. Nou die boodskap het hierdie woorde baie duidelik uitgespel. Dis hoekom ek juist die boodskap vir julle lees vandag. Want om die maskiel tot sy reg te laat kom, hierdie spieël waarin jy jouself moet sien, want ek het nou 'n belangrike vraag. Die vraag is, dors jy na God? Dis wat die maskiel openbaar. 'n Dors na God. Dink daaraan, veronderstel dat jy hom ken vir wie hy is. So jy kan nie hierdie psalm lees as maar net 'n mooi psalm wat vertel van ag ek verlang na die Here nie. Die psalm konfronteer jou as 'n hoorder, as jy dit bid, dors jy werklik in jou lewe na God? Verstaan jy hoe intens hierdie dors is? Nou ek wonder net as ek vir julle sou vra, was daar al oomblikke en momente in jou lewe waar jy werklik met 'n kramp in jou hart gedors het na God self? Nie na wat hy vir jou moet doen nie, luister mooi wat ek sê. Nie wat God vir jou moet doen nie, maar 'n verlange na die Here self. Jy kan tog nie dors vir iets as jy dit nie ken nie. Jy kan nie verlang na iets as jy dit nie weet nie. Weet julle, as ek hierdie dors nou in terme van 'n verhouding moet uitbeeld, weet julle waar is daar dalk 'n stukkie van dit wat ons kan verstaan?
as jy in jou lewe die afgelope tyd, en ek weet daar is van ons lidmate wat dit gedoen het, wat hierdie tyd het beleef het, as jy iemand dierbaar verloor het aan die dood, daai leemte, daai gat wat bestaan, is 'n dors, 'n verlange, 'n intense verlange om weer, en luister mooi na my woorde, by daardie persoon te wees. Met daai persoon te wees. En hoekom ek jou konfronteer oor dit? Baie van ons is gelowiges vir wat ons daaruit kan kry. Met ander woorde, ons ontvang mos liefde, genade, vergifnis en al daai dinge wat ons van die Here kan kry, sy seën en sy goedheid. Maar hierdie Psalm vra, het jy die Here regtig lief? Julle weet dat Jesus het aan Johannes daar op Patmos, het hy gesê vir een van daardie gemeentes, julle het my nie meer so lief as wat julle my gehad het nie. Om die Here lief te hê bo alles is nie bloot net om kennis te neem van 'n wet. Dit is om regtig iets te begin verstaan van wat 'n verhouding met die Here beteken. Dis 'n intense liefdesverhouding. En jy kan hierdie dors na die Here nie wegdink nie, jy kan dit nie ignoreer nie, dis trouens als oorheersend. As daar nou een ding is wat jou kan, die Engelse te woord consume, as dit jou heeltemal kan verswelg, dan is dit 'n dors na die Here. En weet julle, ek is weer by so 'n punt in my lewe. Ek verlang na die Here. Ek verlang weer om by hom te wees. En dis nie dat hy weg is nie, ek weet dit, en ek gaan nou by die einde van die Psalm uitkom by iets wat ek wil hê julle moet hoor. Want hierdie Psalm is 'n ongelooflike Psalm, wat in die hele Bybel 'n rol speel. Die volgende versie, en ek sal vinniger moet gaan, ek wil die heeltyd net by u wees, God. U gee my lewe. Ek leef net vir daardie oomblikke wanneer ek u naam kan grootmaak tussen al u kinders. En wat julle moet verstaan, dat in 'n verlange na God veronderstel dat jy sy teenwoordigheid al beleef het. Jy kan tog, ek het net nou gesê, buiten die feit dat dit hier oor God persoonlik gaan, as jy nie sy teenwoordigheid al beleef het nie, dan kan jy nie verstaan waarna jy verlang nie. Nou ek kan vir julle sê, in my eie lewe as ek terugdink, nou hierdie psalmskrywer, omdat hy in die tempel diens gedoen het, het hy daar in daardie ruimte God se teenwoordigheid beleef. Dit moes op een of ander rede vir hom ongelooflik wonderlik gewees het. My wonderlikste oomblikke in my lewe, ek onthou toe ons op 'n plaas gebly het, was daar so 'n koppie met 'n klip. En ek het elke dag daar gegaan om met sonsondergang te gaan bid. Daar verlang ek na die Here. Daar waar ek voor hom stil geword het, met die son wat in die weste gesak het. Kan ek tot vandag toe onthou. Daai troos wat ek gehad het op oomblikke in my lewe, waar ek sy teenwoordigheid beleef het. Weereens, hierdie spieël sê net, jy gaan nie verstaan waarvan ek praat, as jy dit nie beleef het nie. En weet julle wat belangrik in die Psalm is? Dink aan daardie oomblikke. Waar het dit in jou lewe al gebeur, dat jy hierdie nabyheid van die Here beleef het? Die psalmskrywer gaan verder, al wat ek op die oomblik doen, is ek huil. My hele lewe is een groot stuk hartseer. Alles binne in my skeur, wanneer slegte mense vir my sê, nou waar is jou God dan? Hoekom help hy jou nie? Nou onthou nou die prentjie van die woestyn dorland.
Die tema van vandag se preek is dors na God in 'n dor wêreld. Jou en my lewe sal altyd die dorheid in hom hê. Ons leef in 'n wêreld wat die Here nie ken soos ons hom ken nie, nie in hom glo soos ons glo nie, en nog minder hom ooit sal lief hê soos wat ons hom liefhet. Maar die belangrike is dat wanneer jy gespot word, baie keer dink ons, ja, dit is as mense die Here se naam uitelik gebruik, praat nou nie eers daarvan nie, maar hier gaan dit spesifiek oor, dat almal in die wêreld wat nie glo nie, hulle dors nie na God nie, wat nie die Here ken nie, sal maklik sê, man, waar is jou God? Hoekom help hy jou nie? Hoekom is jou lewe nie net wonderlik nie? Hoekom gebeur die slegte dinge met jou, ook die dood? Hoekom het jy hierdie krisisse in jou lewe, as die Here dan bestaan? Nou weet julle, vir die skrywer, ons kom terug na die maskiel toe, die seer oor die gespot van God, gaan nie net oor die feit dat dit my seer maak, dit maak my seer oor, omdat dit die Here ontken en misken wat ek lief het. 'n Seer oor die gespot veronderstel dat ek hom so lief het, dat dit my seer maak as mense omspot. Die wêreld spot maklik omdat hulle by ander plekke hulle drinkwater gekry het. Jy wat 'n kind van die Here geword het, begin leef in hierdie smag na hom elke dag. Met verlange dink ek terug aan die ou dae. Toe het ek die leiding geneem in die eredienste en die feesgeleenthede. In die dienste het ek voorgegaan in gebed. Ek het leiding gegee wanneer ons saam sing. By lofprysing was ek die voorsanger. Ons het almal saam fees gevier om U te prys. Ek het voor hulle uitgestap na U woonplek toe. En luister nou mooi, en ek kom terug by hierdie punt. Julle moet dit vasmaak. Dit gaan nie oor wat God vir jou doen nie, dit gaan oor wie God is. Ons dors nie wat God vir ons doen nie. En die ander ding is dat ons sal weet dat juis hierdie dors is wat vir ons inspireer om te volhard. Ek sê vir myself, en dis nou maar die ding, jy moet vir jouself hier praat. Ons luister dikwels na ons eie emosies, gevoelens, en dis verkeerd omdat dit ons baie keer selfs weglei van die Here af, maar hierdie psalmskrywer sê in die maskiel, praat met jouself en sê die volgende, moenie nou moedeloos word nie, moenie twyfel nie, waarom is jy hartseer? Vertrou net op die God wat jy ken en wat jy liefhet. Ek gaan hom loof, al kry ek baie swaar. Dit is hy wat my uit my swaar kry sal red. Ek sal weer vir hom 'n loflied sing. En weet julle, dit is die mooi van geloof in God. Geloof is nie die afwesigheid van my trane nie. Geloof is die besluit dat om God te vertrou terwyl ek maar my trane stort. En daarom sê ons baie keer in ons gebede, Here, U sien die trane op my wang. U weet hoe hartseer ek is en hoe seer gemaak ek voel. Maar ek verlang na U. Want dit is net U en U alleen in wie ek verstaan wie ek ook is. Ek is kind van U. Weet julle wat is die mooi? Paulus skryf in Romeine 8 dat die Heilige Gees pleit nie net vir ons nie. Hy sê in die gedeelte net voor dat die Heilige Gees oortuig jou dat jy kind van God is. Dis die Heilige Gees wat vir jou sê, moenie moedeloos wees nie. Jy kan God, en dit staan so daar, Abba noem. Dit beteken Vader. Vers 7, my God, ek is heeltemal moedeloos. Ek sit hier by 'n waterstroom ver van die plek waar ek U aanbid het. Hier ver weg, almal dink aan U. My gedagtes dwaal ver terug. In die agtergrond bruis die waterstrome. En net soos die watersmassas
oor die stompe en die klippe slaan, so het u 'n groot klomp swaar kry en hartseer oor my laat spoel. Wat julle kan sien is dat die omstandighede is pynlik, is seer. Maar in daai omstandighede hou hierdie skrywer vas aan die wete dat God daar is. Geloof is nie die ontkenning van my pyn nie, maar dit is die keuse om vas te hou, ondanks die pyn en die seer wat 'n mens het. Maar die Here sal my weer bevry. Bedag sal hy by my wees met sy liefde, terwyl ek in die nag lofliedere vir hom sal sing. In my gebed sal ek by hom wees. Ek sal tot hom bid, want hy is die God wat my oppas. En ek wil hê julle moet sien, hier's 2 dinge wat genoem word. En weet julle, dis die 2 dinge wat ek gevind het in my eie lewe, in die oomblikke van hierdie dorsland, hierdie droë tye, die smag na God tye, is gebed en om te sing. Ek weet nie of jy iemand is wat graag sing nie. Nou, baie keer singe mense in storte en sulke goeters, maar ek wil regtig vir jou aanmoedig om 'n lied te kry wat vir jou hierdie waarheid vasmaak. Die Here is my God. Hy sal my nie los nie. Ek sal nooit sonder hom wees nie. Ek is nie alleen nie. Ek wil vir God sê, en hierso spreek die skrywer, julle sal sien, hy spreek sy hart uit. En weet julle wat is vir my mooi? Ek wil hê jy moet dit raak sien. Jy sê vir die Here soos dit is. Ek wil vir God sê, u bewaar my mos, maar nou, waarom het u dan vergeet om vir my te help? Waarom moet ek so swaar kry? Waarom moet ek hartseer wees? Mense wat niks van my hou nie, maak dit vir my moeilik. Hulle gespot word vir my te erg. Dit voel of hulle 'n mes in my hart steek, as hulle die heeltyd vir my sê, waar is jou God dan, en hoekom help hy jou nie? Kan julle sien dat selfs hier in die einde van die Psalm, om in die teenwoordigheid van God te wees, en in hierdie gebroke wêreld daar te leef, los nie die probleme en die seer van die wêreld op nie. Daar gebeur iets anderste, en dit is wat hy nou sê. Vers 12, die laaste vers. Ek sê vir myself, moenie nou moedeloos word nie. Hoekom so hartseer? Vertrou net op God en ek sal weer hom loof. Al kry ek swaar, dit is hy wat my sal help. Hy is my helper en my God. Nou, en dit is nou waar ek die oorgang gaan maak. Ek het vir julle in die begin gesê, daar's iets wonderliks wat hierdie Psalm inlei. Hierdie Psalm begin met 'n dors na God, om in sy teenwoordigheid te wees. Maar nou kan ek nie miskyk, wat het Jesus kom doen nie. Die evangelie sê vir ons, Jesus het gekom as die fontein van lewende water. En ek wil eers vir julle wys wat hy self gesê het, in Johannes 7. Daar lees ons in vers 37, dat op die laaste dag, die dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Nou, ek kan nou vir julle sê, in die konteks van daai gedeelte, die dors wat Jesus hiervan praat, is die dors van Psalm 42. 'n dors na God. En nou kom Jesus en hy sê, julle wat dors, smag na die teenwoordigheid van God, kom na my toe. Vers 38, met die een wat in my glo, sal dit soos die skrif sê wees, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Kan julle sien wat gebeur, wat Jesus sê, dat as ons na hom toe kom met ons dors, dan gaan jy self die bron van water word. En kyk hoe eindig hy af. Vers 39, hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang.
En dis in effek wat presies vanmôre hier gebeur. Dis die Here self wat deur my, 'n gewone mens, die liefde wat hy vir julle het, laat vloei. Hy wil hê julle moet onthou, 'n maskiel is bedoel om jou insig te gee, om jou te laat verstaan en vir jou die wysheid te gee, dat die Here jou liefhet en by jou vir altyd wil wees. En ek wil nou vir julle wys, wat julle moet verstaan, is dat hierdie einste Jesus, toe hy aan die kruis gehang het, het hy ook gesê, ek het dors. Hy het ook uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? En hy het ook gesê op die einde, Vader, in U hande gee ek my gees, my siel. Die feit dat Jesus gesê het dat ons na hom kan kom en hy sal vir jou water gee, dat as jy daarvan drink, sal jy nooit weer dors hê nie. Trouwens, daar sal water van lewe van jouself vloei na ander. Is omdat hy was dors, dat ek en jy nooit dors sou wees nie. God verlaat het, dat ons nooit God verlate sou wees nie. En ek wil afsluit waarmee ek begin het. Wat is jou verhouding met God? Dors jy na hom? Verlang jy na hom? Het jy heimwee oor die tye en die oomblikke wat jy sy teenwoordigheid beleef het? Smag jy? Smag jy na hom? Kom ons bid saam. Onse Vader, ons het vir U so lief, Here. Maar vergeef as ons lewe sonder om te smag, sonder om te dors. Ons neem as ware kennis van 'n wêreld wat nie glo nie. 'n dor bar land waar mense, ook rondom ons, op verskillende wyse en maniere, ook tot 'n mate ons spot en vra, waar is julle God? O Here, in Jesus is U hier. Deur U Gees wat in ons woon, daar is 'n oorvloed van water om te drink. Ons hoef nie meer dors te wees nie, en daarom, Here, sê ons vir onsself, waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Ek sal weer 'n loflied sing, want U is my Here en my God. Dit is ons gebed vir die einde van hierdie jaar, Here, om hierdie Kerstyd in te gaan. Dat die dors wat ons na U het in hierdie Kerstyd bevredig sal word. Die liefde wat ons vir U het sal groei, meer sal word. Die verlange om uiteindelik ook eendag U van aangesig tot aangesig sien. Dat daardie verlange ons lewe sal bepaal. Here, dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Daar's geleentheid om ons offergawe vir die Here te gee.
Baie dankie vir julle as gesin dat julle vir ons gehelp het met die dankoffer. Onse Vader, ons gee onsself vir U. Ons is lief vir U, Here. En hierdie is daarom nie net maar 'n ritueel van 'n dankoffer nie, dis meer as dit. U is dit waardig. Amen. Ons gaan nou vir Oula staan en dan gaan ons die lied sing waaroor die psalm geskryf is. So sing dit uit jou hart uit met die besef dat wie die Here vir jou is. Kom ons staan saam. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. En ek bring aan Jesus, ek wat die knoppie te vroeg gedruk het, hoor. Kom ons ontvang die seën van die Here. Weer dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met julle elkeen sal wees en sal bly. Amen. 'n baie mooi dag vir julle.